Hartlike goeiemôre aan al die Boer Media kykers hier vanuit 'n lekker pool Orania uit die Noord-Kaap, hier van die Willie en Kobusnel sportvelde by die CVO skool hier in Orania. 'n Pragtige nuwe kompleks. Dis 'n dag wat breek. Die mense is besig om op te daag en ons sien uit na 'n heerlike dag van skolesport by die BCVO se winterspele vir 2026. Hier saam met my die nou reeds immer gewilde, baie bekende kommentator Dominee Roan Kombrink. Roan, baie welkom, baie dankie weer eens vir jou teenwoordigheid en jou bereidwilligheid om te help. Lekker om saam met jou te werk. Ons sien uit na, dis dag 3, dis die dag van finale, groot opwinding. En waarna kan ons uitsien vandag? Ja, ek dink die groot stryd van die dag gaan wees om te kyk wie nou die gewildste kommentator is in die media op hierdie stadium. Lyk dit vir my Marie-Louise is in die voorsprong. Ek wil dit graag verander. Maar buiten vir dit het ons 'n baie mooi dag van rugby en netbal wat voor lê. Hier is natuurlik, dit is natuurlik finaaldag. Ja. Vir sommige van die ligas waarin daar 'n uitspelwedstryd is of 'n semifinaal is. Ja. Ander is daar net 'n en dan het jy gewoonlik as daar 3 spanne is, dan 3 unies in die liga, dan is daar baie keer 2 wat uitspeel om in die finaal te kan deelneem, 1 span wat deurgaan na die finaal toe. In ander gevalle werk dit net op punteverskille, dit hang af van die liga tot liga. Maar party van hierdie ligas is baie gelyk op. Party van hierdie ligas is onder andere die onder 19 rugby liga is oor en weer gewen deur verskillende spanne. Oos-Transvaal wat vir Noord-Transvaal wen en Noord-Transvaal wat dan vir Noord-Kaap wen, Noord-Kaap wat dan vir Oos-Transvaal wen en dan is die liga weer gelyk. Ja. En dan is daar wenne Noord-Kaap het Oos-Transvaal gewen en dan weer teen Oos-Transvaal verloor. Teen Noord-Transvaal verloor en dan weer teen Noord-Transvaal gewen. So die ligas is geweldig, party vir hulle is baie gelyk op. Die onder 14 liga is baie kompeterend. Die manne albei spanne wat uitspook daar vir die wen kan nog wen, Ja. Op punte tegnies. Die onder 13 liga is nog oop by die rugby. Daar's nog 'n moontlikheid van verskillende spanne wat eintlik al 3 spanne kan nog wen. Ja. Dit gaan Noord-Kaap en Noord-Transvaal wees wat uitspeel in die uitspelwedstryd om teen Oos-Transvaal in die finaal mee te ding, so al 3 spanne kan nog wen. Dis 'n geweldige klomp ligas wat nog oop is. Ja. En die bekers kan nog gevat word. En by die netbal dieselfde. Sommige van die spanne wat op punte reeds eintlik die liga beklink het, maar weinig. Meeste van hulle word nog betwis vandag. So dis die groot dag. So dis die dag wat jy nou met jou seer lyf moet opdaag en jou kop moet regkry en ten spyte van jou beserings en ten spyte van die moegheid en ten spyte van die lyfseer moet jy nou vandag opdaag en jy moet nou alles in die stryd werp. Ja. Om hierdie bekerhuis te vat. Goed, so wat ons dan nou basies van ons kykers sê is dat julle moet asseblief hierdie Boer Media stroming vandag mooi dophou. Daar gaan opnames daarvan gemaak word, daar gaan herhalings daarvan uitgesaai word. Die soos Roan dan nou tereg aangedui het, die bekers is daar om nog gewen te word tot en met die einde van hierdie toernooi. Gaan dit nog uitgespook word tot en met hier rondom, as ek reg, die laaste wedstryde vind hier rondom 1 uur vandag plaas. 1 uur maak ons klaar. En dan 2 uur is daar 'n prysuitdeling, die bekeroorhandiging wat dan gaan plaasvind van 2 uur af. So ons gaan dit alles natuurlik hier op Boer Media vir u bring om daaraan deel te hê. Intussen tyd die mense wat besig is om op te daag hier op die terrein, daar is weer lekker kosstalletjies. Ons sien die rook is daar in die agtergrond aan die draai. Die manne is besig om sosaties te braai. Die reuk van vars koffie en pannekoeke wat in die lug hang. En dit is natuurlik een van ons kommentators, Marie-Louise, wat hier agter rond stap met 'n rugbybal. Sy verlang naar daal van luipers losskakel en skrimskakel, daai skakelpaar, die immer gewilde. En dan ons sien dan ook vir Roan JP Kombrink daar aan die agterkant. Dis almal deel van die Boer Media span wat met hulle kundigheid rondom rugby en hulle kennis rondom rugby hier op die Boer Media lewendige stromings met ons deel. Intussen tyd Roan, ons het gisteroggend vinnig gepraat oor beserings. Hoe het dit gegaan gister? Ja, gister het ons heel wat beserings gehad. Wat seker te verstaan is op dag 2 van so 'n toernooi. Ons het 'n paar manne gehad wat afgedra is vir die draagbaar van die rugbyveld af, genadiglik geen ernstige beserings, die voorsorgmaatreël grootliks. Ons het met ons kykers gepraat, ook gesels ook. Boksmart is natuurlik die standaard wat toegepas word by hierdie toernooie. Al die afrigters moet 'n boksmart kursus doen. Ja. Die skeieregters moet boksmart kursus doen. Almal ken die protokol. Dus daar enigstens 'n moontlikheid is van 'n nek of 'n kopbesering, dan is daar 'n protokol in plek om te toets vir harsingsskudding en 'n protokol in plek om te stabiliseer, om seker te maak dat daar nie nekbeserings is nie. En rugstringbeserings en daai tipe van so. Baie van die ouens dit lyk altyd vreeslik en vir die mammas by die huis wat op Boer Media inskakel, hulle sien is my seun wat afgedra word met 'n draagbaar.
meeste van die tyd lyk dit erger as wat dit is, voorsorgmaatreëls, en dit was gister ook die geval. Paar mense wat afgedra is, geen ernstige beserings uiteindelik nie. Hulle word natuurlik van hier afgeneem en verdere toetse word gedoen en hulle gaan maak seker. So niks ernstigs nie. Ek weet by die netbal die fisioterapie tente is vol. Die netbalmeisies lê daar soos lyke. Hulle word behandel, hulle word gevryf, hulle word geplak met goeders van allerlei verskillende kleure. En ek weet van meisies wat speel met geskeurde spiere, klein skeertjies, dan sê hulle nee, ons druk deur. Skouers wat uithak en weer moet ingehaak word en dan hulle plak vir hom vas, hulle speel deur hom. Nou natuurlik die einde van die seisoen. So nou is almal bereid om deur hulle beserings te speel en sê ons sal die gevolge na die tyd dra. Die rede vir hoekom baie van ons rugby kommentators vandag nou nog hinkepink rondloop, want dis wat jy doen, is jy net 'n finaal het wat voor lê, dan sê jy ek speel deur my beserings, ek sal in die afseisoen 'n plan maak met dit en die gevolge later dra. So baie van die meisies by die netbal weet ek wat ook al beseer is en deur hulle beserings speel, byt op die tande, druk deur. Ja, Roan, dis natuurlik een van die goed, dis deursettingsvermoë, dis wat sport jou leer, hy leer jou deursettingsvermoë. Boer Media kykers, neem asseblief kennis en nou Koot sal dit ook daar vir ons deurrol van die tegniese kant af hier op die skerm. Ons mediavennote wat vir ons hierdie stroming help moontlik maak, dis die Orania beweging wat aan boord kom, BKO, die opleidingskollege hier in Orania, dan natuurlik die Transvaalse Landbouunie, die TLISA en dan ook daarmee saam die BCVO se sportraad wat hierdie uitsending help moontlik maak. Jy sal ook sien daar is deurlopend advertensies wat opgeneem word. Besighede uit die privaat sektor wat en ook in die algemene openbare georganiseerde burgerregte instellings wat betrokke is, wat advertensies opneem en wat hierdie uitsending vir ons help moontlik maak. Daar is so 5 minute oor, ons sien die spanne is besig om op te warm daar in die agtergrond, besig om gereed te maak. Ek dink die eerste wedstryd wat hier gaan plaasvind op die A-veld vanoggend is dit Noord-Transvaal se onder 14 A's teen die Noord-Kaap se onder 14 A's, as ek reg, Roan? Dit lyk so, ja. Dit lyk tog so, die 14 A's wat opwarm daar agter die paal is, lyk so. Maar natuurlik een ander aspek wat belangrik is aan hierdie toernooi wat ons dalk nog nie oor gepraat het nie, Tiaan, en dit is dat hierdie manne speel nie net vir 'n beker nie, hulle speel ook vir ereklere. Hier word natuurlik aan die einde van die dag met die prysuitdeling word hier in sekere ouderdomsgroepe nasionale spanne aangekondig. Dis BCVO se nasionale spanne wat aangekondig word. En dis nie 'n span wat op toer gaan of wat wedstryde gaan speel of iets in die lyn nie. Dis eintlik maar net 'n span wat saamgestel word, beste spelers in elke posisie wat aangewys word as in die BCVO se nasionale span ter wille van ereklere. Om te sê daai spelers kry ereklere vir rugby of vir netbal en dis 'n geweldige groot trots en 'n eer om verkies te word tot die BCVO se nasionale span en dis natuurlik ook iets waarvoor baie van die spelers speel. baie belangrik. Geleenthede natuurlik alles wat vir ons kinders geskep word binne die BCVO beweging. Ons CVO skole se kinders wat hierdie sportgeleenthede natuurlik met albei arms aangryp. Daar is natuurlik die ander fasette van ons kinders se ontwikkeling, akademie en kultuur wat vir ons ewe belangrik is. Maar nou ja, hierdie naweek spandeer ons aan sport, rugby en netbal spesifiek en dit is baie belangrik. Ons glo binne die BCVO aan 'n volronde ontwikkeling van ons kinders. Dit is vir ons belangrik. Ja, dis geweldig belangrik, Jan, en dit as 'n mens so 'n bietjie in die navorsing gaan krap, dan kom 'n mens agter ook dat die ontwikkeling wat die leerlinge in sport beleef, nie net vir jou van liggaamlike voordeel is nie. Daar's geweldig baie navorsing wat bewys dat as mense 'n mooi volronde ontwikkeling het op verskillende terreine van die lewe, gebalanseerde lewe leef, dan is hierdie ontwikkeling geneig om oor te dra na die ander fasette van 'n mens se lewe ook. So, Ja. Dit wat jy op die sportterrein ontwikkel, dra oor na jou akademiese en dit wat jy op kultuurterrein leer, dit dra oor na jou akademiese en jou sportgesindheid ook. Ja. Dis baie interessant om te sien, mense sien dit baie keer by van die beste sportmense, professionele sportmense in die wêreld, is dat dit mense is wat baie dikwels geweldig slim is ook. Dat dit mense is wat baie lees, dat dit mense is wat hulle self ontwikkel het op ander terreine van die lewe ook. Die goed dra oor. Ja. So dis nie 'n geval van ons doen sport sodat ons springbokke kan oplewer en natuurlik wanneer iemand goed doen in sport is dit vir ons 'n groot punt van trots. Dit is nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit om 'n gebalanseerde leefstyl te kweek by ons kinders om hulle in die wêreld in te stuur as gebalanseerde mense wat ontwikkel is op alle terreine van die lewe en dit baat jou.
Daar het julle dit gehoor. Nie net was Roan 'n krangige rugbyspeler op sy jong dae nie, hy was ook 'n uitnemende akademikus. Vriende, ons gaan binne die volgende 3 minute die afskop sien hier op die A-veld en tussen die wedstryde wat voortgaan op die B-velde en op die C-velde. Die van julle wat ingeskakel is, loer gerus ook daar op die skakels vir die netbal wat ook lewendig gestroom word. En dan gesels ons so binne 'n paar minute begin ons met die eerste rugby kommentaar. Dan skakel ons oor na die A-veld. Willie en Kobus Nel rugbyvelde hier in Orania. Goed. Dankie, Roan.